kyk, ja, terugkom na die familiestorie, ek is een van die min mense wat, ek het van julle al vertel, in die NG Kerk ingeskei is. My ouers het geskei toe ek 7 was, en in die egskeidingsbevel het hulle gesê, weet, my pa moet ons nou elke tweede Saterdag kry, ek het my ma groot geword, en hy moes ons kerk toe vat, en deur die egskeiding het hy nou maar baie goed verloor, so ek het in my jeugjare, tot my tienerjare, 'n kerk toe gegaan in 'n Datsun bakkie, waarop gestaan het, Ships Bottle Store, you ring, we bring. So mense het vir my sê, jy weet, hulle is afskaam om kerk toe te gaan, jy verstaan nie, it could be worse, much worse. Vriende, ons reeds is handgemaak vir 'n tyd soos die, en die gedagte vir handgemaak is dat ons nie identies is nie, ons is nie dieselfde nie. Items wat handgemaak is, het altyd vir my die ervaring van, dit is met liefde gemaak, is met vaardigheid gemaak, en nie een van die twee is dieselfde nie, en is pas gemaak vir 'n bepaalde ding. En ons het dan vanoggend stilgestaan by die gedagte, dat God gebruik gewone mense ons, aan die hand van ons Handelinge 4 teks, idiote, gewone mense wat dalk nie oor onsself dink, as dat ons hoogsgeleerde, goed toegeruste, al die antwoorde het nie, maar soos in die eerste kerk in Handelinge, doodgewone mense wat saam met Jesus is, word deur die Here gebruik. En ons het ook stilgestaan by die gedagte, dat God se Gees ons nie net toerus om goed te doen, wat ons baie keer dink, maar dit sal my nou dat help om 'n sekere bediening in die kerk te hanteer nie, dit is ook belangrik. Die eerste verwysing na die Gees van God in Eksodus 31 is om 'n plek voor te berei waar God teenwoordig kan wees, en dis doodgewone vaardighede van insig en vaardigheid en praktiese aanleg. So almal van ons is daarmee geseën deur God se Gees om op 'n baie besondere manier daai gawes te beoefen in ons land, in ons wêreld waar ons nou is, dat hy as koning geëer sal word. En ons gaan voortbou op die tema dan ook vanaand. En die vraag wat ons onsself gaan afvra, as ons almal handgemaak is, vir 'n baie spesifieke tyd, waar pas ons nou in God se groot verhaal in? Dis dan vanaand se tema. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid oor die opening van die woord. Here, dit bly net ongelooflik dat woorde wat 2000 jaar terug neergeskryf is, etlike kere al vertaal is, Here, ons letterlik in die hart kan ruk en ons lewens kan rig. En daarom dank ons U vanaand, Here, vir die gawe van U woord. Here, vir U woord wat oorgedra is deur die eeue, wat ook in ons lewe weer lewend word. Here, mag ons dan ook vanaand, wanneer ons nadink oor die woord, en ook op 'n baie besondere manier oor hoe ons moet omgaan met U woord, hoe ons dit moet benut om ons plek in die wêreld te vind, om uit te vind waarvoor het U ons handgemaak, dat U deur die Gees ook ons hierin sal lei. En daarom vra ons, Here, wees ook vanaand met elkeen van ons. Amen. Ons teksgedeelte kom uit Lukas 24, dit is 'n lekker bekende gedeelte, dit is die Emmausgangers. En ons lees via die 2020 vertaling. Julle ken nou die verhaal, dit is 'n verhaal wat net nie Lukas evangelie is, van na die kruisiging en die sterwe van Jesus, die twee persone wat op reis is, terug na die klein dorpie van Emmaus, en hulle is eintlik verpletter. Hulle het 'n bepaalde hoop gehad, waarskynlik dat Jesus hierdie politieke bevryder sou wees, wat Israel sou herstel as 'n nasiestaat met 'n koning in die huis van Dawid, en dan kom die Romeine en hulle maak vir Jesus dood. En al hulle drome sterf in 'n sekere sin op die kruis. En hulle is nou besig om terug te gaan. Dis amper nou soos wanneer jy hoor dit in 'n rugbywedstryd dat jy jou pad hier by die huis te vind en jy herspeel in jou kop eintlik alles wat gebeur het. En ons lees saam vanaf vers 13. En kyk, jy's op die dag was 2 van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadion van Jerusalem af. Hulle het mekaar gepraat oor al die dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? En het gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle met die naam Kleopas het hom geantwoord, is jy die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie? Hy vra hulle watter dinge? En antwoord hom, dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet magtig in woord en daad, in die oë van God en die hele volk. En hoe die leierpriester en ons volkleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word,
en hom laat kruisig het. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die 3de dag vandat dit gebeur het. Sommige vroue het uit ons geleedere het ook ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kon vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'n Paar van ons het uit die graf gegaan en dit net so aangetref soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle: O julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete vir hulle uit te lê. Vanaf Moses en die profete is 'n manier om te sê die hele Ou Testament. Toe hulle nader kom in die dorpie waar hy op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is reeds verby. Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleen het geleen eet in daai tyd, het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn. Hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie. Hierdie uitleef van die skrif het hulle harte warm gemaak. Wat onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer, waar die 11 en die ander saam met hulle by mekaar gevind het. En het gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek, en het aan Simon en dan gaat 'n woord daar weggeval, hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het, en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. Ons kernvers is hierdie handeling van Jesus, waar daar gesê word, hierna het hy begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete, vir hulle uit te lê. Ek het al baie myself gedink, het sou nou wonderlik gewees het, as ons daai uitleg kon gehad het, hoe dat Jesus deur die hele Ou Testament met hulle praat, en sê, hoe dit uiteindelik vir hulle voorberei om raak te sien wie hy is, en hoe sy bediening behoort te loop. So paar jaar terug, en ek weet nie of dit nog so is nie, as ek reg onthou was hier by een van die Atterbury Value Marts ook 'n koem gewees. En ek is in die koem besig om rond te sniffel vir 'n boek, en ek hoor, kom 'n tannie in, en sy gaan na die toonbank toe, en sy sê vir die dame agter die toonbank, dame, weet jy waar ek my Bybel kan laat herstel, want myne het die Gees gegee. En toe ek nou kyk, toe sy een van daai Bybels wat hy tannie stikkend gelees het. Weet hy, die bladsye is los. En ek dog in myself, as daar nou ooit 'n Bybel is wat nie die Gees gegee het nie, is dit daai Bybel. 'n Bybel wat die Gees gegee het, is 'n Bybel wat as jy hom oopmaak en jy sê vir die ouens, ons lees vandag uit Rut uit, en dan hoor jy hoe maak hy Bybel, nee, jy weet, en soek die ouens na Rut toe. Dit is 'n Bybel wat nie meer gelees word nie, is 'n woord wat nie meer omgegaan word nie. Maar 'n woord wat stikkend gelees word, is nie 'n Bybel wat die Gees gegee het nie. Vriende, as ons wil afvra, waar pas ek in die wêreld in? Hoe het God my die lewe gegee? Hoe het hy my toegerus deur sy Gees om bepaalde goed te doen? Dan is dit geweldig belangrik dat ons maak wat Jesus hier gedoen het met Kleopas en sy reisgenoot. Ons verdiep in die skrif. Regtig verstaan van die begin tot die einde, waar is God besig? Wat is God se verhaal en waar pas ek in hy verhaal in? En jy sal nou weet dat baie van ons doen dit, en in baie kerke is dit 'n fokuspunt, en ek weet heeltemal Bybelskole en Bybelstudiegroepe, maar baie keer is dit vir ons al moeilik om dit te doen. Ons kry amper meer stry met mekaar as wat ons helderheid kry. En ek wil vanaand begin net te praat oor, hoe moet ons omgaan met hierdie woord van die Here? Hoe moet ons omgaan met die Bybel? En om dit te doen, wil ek 'n paar tree teruggee, dat ons met 'n beeld werk. Tom Wright, 'n baie gerekende Bybelwetenskaplike van Engeland, vertel die verhaal van dat wat mense van hom vra oor wat is die gesag van die Bybel, hy baie keer agterkom dat hulle oor gesag en oor die Bybel dink op 'n manier wat nie eintlik pas by die manier hoe die Bybel funksioneer nie. Hulle dink oor die Bybel as 'n klomp reëls wat hulle net moet toepas in hulle lewe. Maar hy sê, as jy nou gaan kyk na die Bybel, dan is daar reëls, daar is wette in, maar daar is groot gedeeltes wat nie so is nie. Daar's van hulle self net klein gedigte is. Ek wil Hooglied is 'n klomp liefdesgedigte, baie van hulle. So in watter sin kan
daai gedeeltes gesag op ons lewe uitoefen. In watter sin is hulle die woord van die Here? En dan gebruik hy 'n baie treffende beeld om te verduidelik hoe dat die Bybel gesag uitlê. En die eerste ding wat hy sê wat ons moet verstaan is, dat die funksie van die Bybel is om vir ons die groot verhaal van God se omgang met hierdie wêreld te verduidelik. Dit lei ons in om na hierdie wêreld te kyk vanuit die perspektief dat alles wat is, nie 'n fout of 'n toevalligheid is nie, maar 'n geskape werklikheid is wat belyn moet word met die wil van die koning van hierdie wêreld. Die Bybel vertel vir ons hierdie groot meesterverhaal. En as jy dit begin verstaan, dan begin jy vir jouself afvra, maar hoe oefen verhale gesag uit? En dis wanneer hy die storie vertel. Hy sê, veronderstel, jou ouma kom tot sterwe, en jy het nou daai hartseer taak wat baie van ons nou al gehad het, van jy gaan na die ou huis toe, en dan begin jy haar laaste besittingies bymekaar maak, en dan kom jy agter onder in haar kas, het ouma briewe van beminnaars en bewonderaars in die ou huis, of jy nie geweet het nie, en onder hulle is daar nog 'n dokument. En jy vat hom net voel geweldig oud, en wanneer jy deur hom blaai, dan begin jy sien, maar dis baie ou Engels, en iets van jou Engels eerste taal van skool skop in, en jy voel, maar ja, dit klink dan baie so Shakespeare. En jy vat dit in 'n tikkies toe, en hulle sê, dis wraggies, dit is 'n toneelstuk van Shakespeare, maar dis nie 'n bekende toneelstuk van Shakespeare nie, dis een wat nog nooit opgevoer is nie. Niemand weet van die bestaan hiervan nie, maar hulle is redelik seker dit kom van Shakespeare af. En dan sê daar's 'n ander probleem met die ding. Hy het 6 bedrywe, maar een van hulle is nie daar nie. Hy is nie geskryf nie, daar is net so 'n kop. En nou dink jy by jouself, gits, jy nou in die Kaap wil gaan aftree, sou dit nou baie nice gewees het as die ding nou volledig was jy hom kan verkoop en kan opvoer. Hoe gaan jy maak? En dan sê jy, al wat jy kan doen is, jy kan die dokument vir verskillende kenners stuur in Suid-Afrika. Jy kan hom vir UCT stuur, ek weet nou nie of die ouens in Vrystaat Engels het nie, maar jy kan vir hulle dit stuur, vir hulle Engelse departement en vir tikkies. En dan sê vir die ouens, die 5de bedryf bestaan nie, hy is nooit geskryf deur Shakespeare nie. Vat die ander bedrywe, grawe julle self in die storie in die storielyn, en dan skryf julle vir ons, improviseer vir ons 'n 5de bedryf. Onthou nou, daai bedryf bestaan nie. En dan kry jy dit terug, en dan sien jy weet, hierdie ene maak heeltemal sin, dit vat die gebeure van die 4de bedryf vorentoe na die 6de bedryf toe, dit is 'n moontlikheid, en jy kom agter, maar hierdie is totaal waansinnig, jy weet, die verhaal speel af in 400 jaar gelede, maar hierdie ene praat van vliegtye en selfone, dit is sommer 'n nonsens improvisasie, en jy gooi hom een kant toe, en dan kies jy die beste improvisasie, en dit is dan jou verhaal wat jy kan opvoer en kan doen. Hy sê, as ons na die Bybel kyk, dan is dit in 'n sekere sin ook hoe ons die Bybel moet verstaan. Die Bybel vertel vir ons die lang groot verhaal van God. En as jy hom op bedrywe wil opdeel, hy het 5, ek het 6 makliker om te verduidelik, dan kan jy sê, die eerste bedryf vertel vir ons van die skepping, Genesis 1 tot 12, Genesis 1 tot 2. Dit vertel vir ons dat alles wat geskape is, volgens die wil van God was, dat hy gesê het, dit is goed. Dan van Genesis 3 tot 11 is daar 'n klomp tragiese gebeure wat eintlik daarop neerkom dat die mens wat 'n bepaalde funksie van God gekry het om te regeer, maar nie om self koning te wees nie, besluit hulle wil self koning wees. En dit speel op 'n tragiese manier uit by Adam en Eva reg deur tot by die toring van Babel waar mense eintlik God se plek inneem. Ons praat baie keer daarvan as die val, die sondeval, waar mense na 'n laer vlak van bestaan beweeg het, buite God se verhaal as dit ware gekom het. En dan Genesis 12, begin God 'n nuwe ding doen. Hy roep vir Abraham en sy familie, en hy sê vir hom, kom na hierdie land wat ek jou van gee, en uiteindelik sal jy 'n seën wees vir alle nasies. En dit is die begin dan van die gebeure van die Ou Testament. En waar God begin met 'n familie begin, wat later 'n nasie staat, en ons ken al die verhale van die Ou Testament, hoe hulle die wet van die Here kry, en hoe hulle eintlik veronderstel is om op 'n bepaalde manier te leef, of vir mense te wys, so leef jy binne God se verhaal. Pinkster was dan ook 'n Joodse fees geweest wat die ontvangs van die wet gevier het. Maar hulle kry dit nie reg nie, hulle is konstant op verkeerde bane, hulle eindig in ballingskap, uiteindelik droewig. En dan breek die 4de bedryf aan, die verhaal van Jesus. So 'n belangrike bedryf, ons het 4 weergawe daarvan. Wat vertel van hoe dat Jesus die belofte van die Messias vervul, die ideale koning, wat op 'n nuwe manier vir mense kom wys hoe behoort jy te lewe, en 'n wending bring in hierdie verhaal, en hoe hy sterf en dan te opstaan. En dan is daar 'n bedryf wat aanbreek met Handelinge,
wat ons 'n aanduiding gee van hoe die 5de bedryf behoort te verloop. Dis die bedryf van die kerk. En ons is in die 5de bedryf. En dan is daar 'n 6de bedryf, wat praat oor die volëinding van alles, wanneer die hemel en aarde verenig word onder die heerskappy van God. En ons leef in hierdie verhaal. En dit is belangrik om te verstaan, dis 'n verhaal, dit het 'n storielyn, dit 'n plotlyn. Dis nie siklies nie. Ons begin in die tuin en ons eindig in 'n stad. Ons eindig by 'n plek waar ons die volle vervulling kry van wat ons eintlik aangesê is om te doen in die tuin van Eden. Wees vrugbaar en vermeerder, vul die plek, gee goed name, ontwikkel hierdie plek, dat dit God se glorie reflekteer en dit eindig met ander woorde in 'n stad. Die volëinding is nie 'n groot reset knoppie wat gedruk word en ons is weer terug in die tuin nie. Daar's 'n storielyn wat loop. Hoekom is dit belangrik? As jy gaan kyk na daai toneelstuk van Shakespeare, en jy besef, niemand weet hoe die 5de bedryf moet lyk nie, daai een wat weggeval het, dan besef jy ook, okay, daar's 'n paar goed wat jy nie kan doen nie. As iemand nou, mense sou weet, hulle is nou 'n bietjie moeg, so die ouens daar by Universiteit van Natal, hulle stuur net vir jou die 4de bedryf weer. So hulle sê, man, al wat jy moet doen is, jy moet die 4de bedryf 2 keer opvoer, en dan gaan jy na die 6de toe. Kyk, is net die SAIK wat dink as hulle in 'n mini-reeks episode verloor het, as hulle hom weer uitsaai, gaan jy nie agterkom nie. Nee, dit werk glad nie. Jy kan nie 'n vorige episode weer opvoer nie. Jy moet een improviseer. Hoekom is dit belangrik? En as dan nou een punt is dat jy vanaand asseblief moet probeer vat, is dit hierdie ene. Om die gesag van die Bybel te respekteer, is nie om 'n vorige bedryf weer op te voer nie. Want jy is nie in daai bedryf nie. Jy kan nie vanaand besluit wie daai eerste 2 hoofstukke van die Bybel, die tuin van Eden. Dis volledig volgens God se wil. Ek en my vrou gaan naby 'n Magnolia Dal, kaal en gelukkig leef nie. En die plantjies benoem nie. Jy gaan die mense skrik, jou kinders vervreem, en jy gaan ontdek, jy is nie in die eerste bedryf nie. Jy is nie in die eerste bedryf nie. Jy is in die 5de bedryf. Toe ek in Pretoria was hy elke nou en dan 'n ou gewees wat my bel en sê, ons moet weer die Joodse feeste instel, ons moet weer die ramshoring blaas, die shofar, ons moet weer gaan kyk na die besnydenis, in die offerstelsel en die paasvra en so. Dan van sê, wie broer, die ouens in die 3de bedryf het daai goed wonderlik gedoen, 'n gehoorsaamheid in die Here, en dit was wonderlik geweest want hulle was in die 3de bedryf geweest. Jy's nie in die 3de bedryf nie. Jy kan nie Sondag in jou gemeente sê, weet jy, dis 'n fout geweest om die offerhandestelsel af te stel nie. Van volgende Sondag af is ons terug by die offerhandestelsel. Daar in die foyer, jy kom, jy sê vir die dominees, weet Frikkie, ek het 'n bietjie na die buurvrou gekyk en Frikkie sê wel om vir vergifnis 1 Labrador. En dan vat jy hom uit nie. Die offerstelsel was 'n God ingestelde wonderlike manier om versoening te bewerkstellig in die 3de bedryf. Jy is nie in die 3de bedryf nie. Moet regtig jou help hiermee.